Oom Paul kom huis toe. Nou daardie gedagte van die beeld van oom Paul wat verskuif word vanaf Pretoria, die replika van die Kerkpleinbeeld wat verskuif word van die Voortrekker Monument na Orania. Ons het regtig baie daarvan te sien gekry in die afgelope 3 maande of so. So dit is 'n redelike, kan ons sê, geuite onderwerp. Maar daar is tog iets aan die verskillende lyne wat by mekaar kom wanneer ons oom Paul daar op Orania sien. Iets wat ons 'n bietjie moet dieper ontgin. En met hierdie dokumentêr, eintlik 2 dokumentêre programme, oom Paul kom huis toe, delf ons so 'n bietjie dieper. Gaan soek ons daardie goue draad wat kom. 'n Goue draad wat kom van die jong kreer wat uit die Noord-Kaap, die Noord-Oos-Kaap getrek het, oor die Oranje rivier getrek het, daar uiteindelik in Pretoria na vele ontberinge gevestig geraak het en homself as volksleier bewys het en baie sterk rigting aangedui het. So daar is een goue lyn, maar daar is ook ander lyne. Daar is die lyn van ons volksleiers wat die visie gehad het om hierdie damme in die Oranje rivier te bou en sodoende dit vir ons moontlik gemaak het om in 'n plek soos Orania weer 'n nuwe begin te maak, 'n nuwe republikeinse ideaal te vestig. Dan is daar die goue lyn van daardie leiers in hulle lewens self, wat ook belangrik is, en hoe dat hulle en hulle nageslagte, hoe dat hulle weer die moed gehad het om soos die heel vroeë trekkers weer van vooraf te begin, weer 'n trek, die onbekende in te maak. En dan sien ons dat dit alles mooi 'n volledige sirkelgang geloop het. So in hierdie dokumentêre reeks kom dit baie duidelik na vore dat die Afrikaner het nog altyd, kom ons noem dit maar in sy gene, in sy wese, het hy 'n diep gewortelde vryheidsstrewe gehad.